Goeiemôre. Baie welkom by volgens se erediens. Ons is in week 4 van ons reeks in Jesus se geselskap. Ek het hier die liedere, voorsangliedere gehoor, die tema van rus. En so wanneer die liedere gekies word, dan word dit nie maar net gekies en sê, kyk, wanneer het ons laas dit gesing, en kom ons sing weer 'n bietjie dit, en hoe klink daai vir jou, en so aan nie. So dit word op 'n baie mooi manier gekies rondom 'n tema. En daarom die tema volgend, om saam met en soos Jesus te rus. Nou ek gee volgend vir julle toestemming, kan slaap in die kerk. As jy moeg is, dan slaap jy. Ook in volgende se diens. So na die tyd sal ons jou rustig wakker maak en dan kan jy huis toe gaan. Ek weet by die kinderkerk, die mense by die kinderkerk is ongelooflik kreatief. Die leiers daar. Nou, ek weet van een groep waar die kinders volgend gaan geleentheid gee om te slaap. Nou, ek weet nie hoe ver hulle gaan kom nie, maar dit is wat hulle gaan doen. Op 'n baie kreatiewe manier mense te laat rus. Vriende, ek weet nie, mens kom agter hoe oud jy is as hierdie goeders nou nog vir jou mooi is, maar die film Chariots of Fire, ek weet nie of wie van julle het dit gesien nie. En die vraag is, wat is die tema van daai lied? Wat is die eintlike ding van die lied? Gaan dit oor wedloop of gaan dit oor rus? Nou, daar's 2 hoofkarakters, sover ek kan onthou. Jy kan sien hierdie is baie lank terug. Sover ek kan onthou, is daar 2 hoofkarakters in hierdie film. 2 atlete. Die een is Eric Liddell. Hy was 'n toegewyde Skotse Christen gewees. En dan aan die ander kant was daar Harold Abrahams. Hy was 'n Engelse Jood. Hierdie 2 atlete was briljante kortafstand atlete. Briljant. En hulle was besig om voor te berei vir die Olimpiese spele. En iemand wou by Abrahams gehoor het, jong, hoekom oefen jy so hard? Ek kon ongelooflik hard geoefen het. Hoekom oefen jy so hard? En toe het Abrahams geantwoord en hy het gesê, ek het 10 sekondes om my lewe die moeite werd te maak. Ek het 10 sekondes om te wys dat ek die vinnigste is. Intussen het die ander atleet, Eric Liddell, het hy gehoor dat die wedloop waarvoor hy voorberei, die wedloop, dat dit op 'n Sondag sou wees. Onthou julle dit? Hy het ook hard geoefen. En toe hy hoor dit is op 'n Sondag, toe het hy sonder om 2 keer te dink, sonder om te twyfel, het hy gesê, ek gaan nie deelneem nie. Hoekom nie? Jy het jou lewe geoefen. Jy het alles gegee. Is jy 'n wettiese Christen? Hoekom doen jy dit? En ek dink dan kom die boodskap oor, sê, weet jy, van Erik af, ek het nie nodig om myself te bewys nie. Ek is klaar die moeite werd. In Christus is ek klaar die moeite werd. En daarom staan vir my in die lewe baie meer as 'n goue medalje. Baie meer. Erik kon rus van sy begeerte om homself aan mekaar te bewys. Uiteindelik het Harold Abrahams hy die goue medalje gewen. Maar ek wonder, wat het hy die proses verloor? Vriende, hier is vanoggend 'n uitnodigingskaartjie. Dit is aan al die moe en rustelose mense. Aan almal wat moeg is, en ek weet, hier is van julle wat ongelooflik moeg is. Hier is van julle wat verskriklik hard werk. Eintlik te hard werk. Hierdie uitnodiging is vanoggend
aan almal wat sat is. En almal wat moeg is. En almal wat wil rus. Dalk is dit aan jou vanoggend. Die uitnodiging sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. En dan in ons boekie ook, in ander woorde, dan staan daar in Markus 6, waar Jesus vir sy disippels sê, hy sê, kom julle bietjie. Kom julle elkeen, en kom rus 'n bietjie. Dit was Jesus se uitnodiging aan sy disippels. Dit is vanoggend Jesus se uitnodiging aan jou. Kom na my toe. Elkeen wat uitgeput is, elkeen wat vanoggend moeg is, en ek, die Here Jesus, sal vir jou rus gee. Ek groet jou vanoggend in die naam van hierdie Here, vrede vir jou. Mag jy kalmte hê, mag jy vrede ervaar, in watter chaos ook al. Kom ons sing nou van hierdie Here Jesus. Dit is in Liedboek 168. Hier gaan ons sing, eintlik ook deur te sê, maar daar's vir ons belangriker goed in die lewe as 'n goue medalje. Daar's belangriker goed vir ons as 'n wedloop om te wen. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is ons lewe, U is ons vrede, U is ons rus. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied met blydskap. Dit is ons loflied vanoggend. So as iemand hier verbygaan by die kerk, dan moet hulle daarom hoor, hier's mense wat lof bring aan hulle Here. So kom ons sing, ons gaan al drie hierdie verse tot eer en lof van die Here sing. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U as die ewige God, die tydlose God. Ons Here wat nie met 'n wekker of 'n horlosie werk nie. Ons Here vir wie een dag soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Dankie dat U tyd het vir ons. Dankie dat ons aan U voete kan kom sit. Dankie dat U nie so seer belangstel in dit wat ons kan doen nie, maar oor wie ons is. Ons wil vanoggend by U kom rus vind. En ons sal net rus vind, Here, wanneer ons dit by U gekry het. Amen. Ek het aan die begin gesê, is baie welkom om te slaap in hierdie erediens. En die tweede is dat jy vanoggend net een woord sal onthou. Net een woord, jy kan alles vergeet. En dit is die woord Selah. Selah. Het jy ook al hierdie interessante woord in die Bybel raak gelees? Dit kom 71 keer in die Ou Testament voor. En dit kom baie keer in die Psalms voor, baie. Maar hier is 'n ongemaklike woord, is 'n lastige woord. Want wat maak jy met hierdie woord? As ek as voorleser nou 'n gedeelte gaan lees, moet ek dit voorlees? Moet ek dit lees? Moet ek dit hardop sê? Ek sê tog nie vir julle, ek lees 'n stuk en dan sê ek tog nie komma, en dan gaan ek aan en dan sê ek uitroepteken. Ek doen dit nie. So wat maak 'n mens met hierdie woord? Die vraag is hierdie woord deel van die teks? En wat beteken Selah? Ek dink ons vermoed wat dit beteken. Maar kom ons hoor 'n bietjie
Wat sê die skrifverklaarders, wat sê hulle? Wat beteken Selah? Nou hierdie woord kom 3 keer in Psalm 3 voor. Hierdie is klein geskryf. Eintlik om dit op een skyfie te kan kry, dit is so. Aan die ander kant is dit nie nodig om eintlik hierdie woorde te lees nie. Die betekenis van hierdie Psalm lê nie in die woorde nie. Dit lê in die Selah. So kom ons lees dan vanoggend Psalm 3. Een Psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Dan verskriklik, né? As jou kind jou wil doodmaak. Hy is so kwaad vir jou. Hy soek jou om jou dood te maak. Verskriklik. Ek kan myself nie 'n groter krisis as dit voorstel nie. Daarom sê hy vers 2: Ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat vir my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. Selah. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. Selah. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense, wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk. Selah. Nou wat beteken Selah? Die skrifverklaarders is onseker. So daarom moet ons ook nou nie so seker wees oor wat dit is nie. Maar hulle sê daar is 3 moontlikhede wat dit kan wees. Die eerste is dat dit die naam van 'n stad was. Daar was 'n stad naby Jerusalem en vandag is dit waarskynlik nie meer daar nie, toegegrawe of wat ook al. Dis 'n stad in die provinsie Benjamin. Dis die stad waar Saul en Jonathan begrawe is. Daarom is 'n stad. Die tweede moontlike verklaring wat gegee word, is dat dit die naam van 'n man was. Dit was die naam van Juda se 3de seun gewees. Lees dit in die Ou Testament. En dan is die derde moontlikheid wat vir my sin maak, wat ek sou kies, is dat Selah 'n liturgiese term is. Met ander woorde, dit is 'n voorleesterm. Dit is ook 'n musiekterm, maar daarbey sal ek my nou glad nie begewe nie. Maar Selah is 'n ruspause in 'n teks. Is dit 'n komma? Is dit 'n punt? Nee, dis meer as 'n komma, dis meer as 'n punt. Dis langer as 'n punt. Selah is 'n tydlose pouse. Selah is 'n sinvolle rustyd sonder 'n wekker. Selah is om te rus totdat ek klaar gerus het. So kom ons lees nou weer Psalm 3 deur. En dan doen ons wat Selah sê. Ons rus daar. En ek sê weer, dit is waar die betekenis lê. Die betekenis van hierdie woorde lê in die pouse. Kom ons lees. Een Psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God
kom daar vir hom geen hulp nie. Sela. Nou is dit stilte. Nou rus ons. Nou dink ons, het dit nie al met my ook gebeur nie. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. Sela. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10.000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met die volk. Sela. Ek het een keer onwettig in 'n polisiekar gery. Maar daarom ook een keer wettig in 'n vangwa. En kom ons noem dit dan nou maar 'n saamry geleentheid. Ek was ook 'n student. 'n teologiese student. Jy moet julle kinders waarsku teen hulle. So ek het een keer saam met polisievriende in 'n polisiekar gery. Maar ek het nie gedink, ek het nie besef waarop dit dalk sou uitloop nie. En ek het nou eers onlangs regtig agterkom hoe simpel dit was en onwettig en onverantwoordelik dit was. Ons het in die polisiekar gery en ewe skielik was daar 'n oproep na 'n misdaadtoneel toe. En wat doen die polisie? Die polisie reageer op misdaad. En ons het begin vinnig ry in die polisiekar. Ons het baie vinnig in die polisiekar gery. Ons, nie altans hulle, het skelms gejaag. Ek moet erken, dit was nogal vir my lekker. Die adrenalien het gepomp en daar was aksie. Ek onthou die radiogesprekke tussen die motors. Ek onthou dit baie goed. Die gesprekke was kalm en rustig en direk. Maar hoe nader ons aan die skelms gekom het, hoe korter het die gesprekke geword. Hoe dringerder het die opdragte geword.
en hoe laer het ek in my stoel weggesak. Jy kon die spanning hoor in daai stemme, hoe daar gepraat word en hoe daar opdragte gegee word. Vriende, Psalm 3 is ook so 'n radiogesprek. Dit is niks anders as 'n adrenaliengebed uit 'n benoude hart. Dis niks anders as 'n pa wat verskriklik bang is dat sy seun hom sal kom doodmaak. Dit is 'n dringende gesprek met God, met 'n kort stem, met 'n bang stem. Maar is ook 'n gesprek met 3 pauses. Ek wil saam met jou kyk na hierdie 3 selas, hierdie 3 pauses. Die eerste sela is tussen vers 3 en vers 4. Tot by vers 3 hoor ons Dawid se benoude stem. Jy hoor die angs. Jy hoor hoe bang is hy, jy hoor die vrees, jy hoor die twyfel, jy hoor as hy sê, sal die Here my help? Is onseker. En dan, na 'n tydlose sela, na 'n tydlose stilte, hoor ons maar. Dan hoor jy die kalmte en hoor jy die vrede. Nou niemand nie, ekskuus dat ek ons almal insluit, maar niemand nie, ook nie Dawid nie, nie een van ons beweeg in 'n oomblik van vreeslike angs tot ware vrede nie. Dit gebeur nie. En ek dink baie keer het mense hierdie verwagting, ook in terme van hulle geloof, in terme van hulle gebede, dat dit so sal wees. Dit is nie so nie. Hierdie vrede, hierdie kalmte, kom na 'n sela. Dit kom na 'n pouse. Miskien was dit 5 minute. Miskien was dit 'n uur. Miskien was dit 'n dag. Miskien was dit langer. Want 'n sela word nie deur die horlosie bepaal nie. Ek het nog altyd droog gemaak wanneer ek in ontsteltenis opgetree het. Ek het nog altyd droog gemaak. As ek ontstel is en ek reageer dadelik, dan het ek regtig nog altyd net aangejaag. Dit het nog nooit vir my uitgewerk. Psalm 4 met nog selas sê, as jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na. Vat die sela. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê. En laat dit dan daarby. Nou in 2018 se vertaling sou dit wees, moet dit asseblief nie op Facebook gaan sit nie. Moenie as jy ontsteld is, 'n WhatsApp stuur nie. Moenie dit doen nie. Vat 'n pouse. Vat 'n sela. As jy kwaad is vir die skool, en jy's witwarm, moenie dadelik 'n e-pos stuur nie. Jy gaan baie nonsens daarin skryf. As jy kwaad is, moenie gaan en jou werk bedank nie. Vat 'n sela. Vat 'n pouse. Sinvolle pauses, sinvolle rustye saam met God, dit gee kalmte, dit gee vrede, dit gee nuwe perspektiewe. As jy iets gaan oorslaap het, dan begin 'n mens anders dink, nê? Dan is die berg ewe skielik nie meer die berg nie. Dan dink jy, ag nee, joh, was eintlik nie so kwaai as wat ek gedink het. Maar selas bring insig. So dit is eintlik die doel van die eerste sela. Die tweede een is na vers 5. Nou, in hierdie pouse word dit wat gebid is, dade. Dit wat Dawid gepraat het,
die woorde wat hy gespreek het, dit word aksies. Nou kry hy, na hierdie pouse, dat Dawid op sy bed gaan lê, en hy raak aan die slaap. En sy seun is steeds op sy spoor. Sy seun soek hom steeds, maar hy kry dit reg om te gaan slaap. Dit kom met 'n Sela. Hierdie pouse laat my dink aan Jesus se gebed in Getsemane. Aan sy adrenaliengebed in Getsemane, toe die bloed, die sweet soos bloed uit hom gesweet het. En uiteindelik het daardie gebed, daardie 3 gebede en daardie 3 pauses, het nie Jesus se dood weggevat nie. Weet mos, hy's gekruisig. Maar dit het Jesus se vrees vir die dood weggevat. Daardie pause het gemaak dat Jesus ingeval het by God se wil. Het nie gekry wat hy noodwendig wou gehad het nie, maar die rustyd het gemaak dat hy by God ingeval het. En daarom na sy 3de gebed het Jesus gesê vir sy disippels, hy sê, staan op, kom ons loop, kom ons gaan, kom laat die dinge gebeur. En dan staan daar, die man wat my verraai, is hier naby. Stiltes, pauses, selas, dit bring moed om te kan opstaan in chaos, dit bring energie, en dit bring goeie besluite. Nie altyd 'n besluit wat vir my goed sal uitwerk nie, maar wat in die breër konteks goed sal wees. Die 3de Sela is aan die einde van die Psalm. Nou gewoonlik eindig ons gebed met amen. Hierdie gebed eindig nie met amen nie, maar met Sela. En dit is dalk die rede hoekom baie mense Sela verstaan as klaar. Is dit ook jou eerste verstaan eintlik, dat Sela eintlik beteken klaar is afgehandel, Sela, sure, ja, dis klaar. Dis waarskynlik hoekom dit is waar ons dit vandaan kry, is omdat dit hier aan die einde van hierdie gebed is. Maar vriende, die woord amen alleen bring nie vrede nie. Dit bring nie vrede nie. Dit is die pause, die rus, die stilte na die amen wat vrede bring. Bybelse spoedlees, ken jy dit? Bybelse spoedlees, ek lees teen die spoed van wit lig. Ek probeer hierdie boek klaar kry. Ek scan die boek. Ouens, dit beteken niks. Dit bring ons nie in kontak met die ewige, rustige God nie. Afgerammelde gebede, rympies, dis niks meer as selfpraat nie. Wat jy eintlik met jouself praat. Gebede wat eindig met stilte, is gebede wat kontak maak met die ewige God. Nou, ons praat nou in hierdie 4de week, praat ons om soos en saam met Jesus te rus. Nou, as Jesus rus nodig gehad het, hoeveel te meer nie ons nie. As Jesus wonderwerke gedoen het, dan moes hy rus. As Jesus gesprekke gehad het met mense, hulle toegespreek het, dan moes hy rus. Toe Jesus sy 12 disippels moes kies, wat het hy gemaak? Hy het alleen gegaan en hy het 'n hele Sela-nag gevat. 'n hele rusnag gevat. 'n hele gebedsnag gevat om uiteindelik daai besluit te neem. Daar is 'n Engelse uitdrukking wat sê, if tired, rest, don't quit. Daar's te veel van ons, ek sluit myself in, wat quit. Daar's te veel van ons wat ophou om goed te doen, omdat ons moeg is. Dan moet ons nie ophou om goed te doen nie, dan is dit tyd om te rus. Maar kom ons wees eerlik, rus is nie eintlik vir ons nie.
Dit is nou nie eintlik iets wat ons doen nie. Wel beslis nie daagliks nie. Ons sal een keer 'n jaar miskien ordentlik vakansie gaan hou, maar daaglikse rus. Ja, ons sal slaap, maar dit beteken nie noodwendig ons rus nie. Ons spog mos graag om te sê hoe hard ons kan werk, hoe aanhoudend ons kan werk. Iemand wat suksesvol is so iemand. Dis iemand wat nie rus nie. Ons spog daarmee. Tyd is min. En rus is die minste kwaad as daar tyd by hom gevat word. Daarom vat ons tyd by rus. Dis asof ons dit net nie reg kry om te stop nie. Ons kan net nie op die bankie gaan sit en staar nie. En niks doen nie. Want daar's altyd nog iets wat moet gebeur. Ons wil nie stop nie. Want ons wil net meer en beter en groter hê. Ja, ek moet vanoggend vir jou waarsku. Rus het 'n prys. Mense wat rus, hulle het minder goed as ander. Ek moet dit vir jou sê. Mense wat rus, vorder nie so vinnig in hulle werk nie. Nie noodwendig nie. Partykeer is hulle huise kleiner. Hulle karre is ouer. So ek moet vir jou sê, daar's 'n prys op rus. Maar daar's 'n groter prys op nie rus nie. Ons word gedryf deur vrese. Hoeveel keer sê ons nie vir ons kinders, jy moet leer, want as jy nie leer nie, gaan jy nie 'n werk in hierdie land kry nie. Ek dink hulle is al siek en sat om dit by ons te hoor. Sê julle ouers dit vir julle? In ons huis is dit hopeloos te veel gesê. Maar ons word gedryf deur vrees. Ons word gedryf deur onrealistiese drome. Deur selfsugtige drome. En ons word gedryf deur selfopgelegde programme. Goed wat ons self doen. Niemand vra ons nie, maar ons doen dit self. En dan sê ons ook, dis net swakkelinge wat rus. Dis net die wat nie kan byhou, wat moet rus nie, wat moet rus. Dis hulle wat uitsak, wat nie meer saam met ons kan gaan nie. Dis hulle wat moet rus. Ek hoor by atlete, by sportmanne, daar sal vir hulle gesê word, ons rus nie as ons moeg is nie. Ons rus as ons klaar is. Sportmanne sal dit weet, nê? So jy rus nie as jou bors brand nie. Jy rus nie as jy wil flou word nie. Jy rus as ons klaar is. En miskien, ek is nie 'n sportman nie, miskien werk dit in sport. Maar vriende, dit werk beslis nie in die lewe nie. Ons jaag onverpoos voort. En dan is ons baie verbaas eendag as ons dood neerslaan. Die tekens van te min rus wys ongelukkig te laat. Ons dink ons kan, veral as ons jonger is en ons sterker is, maar die tekens van te min rus wys te laat. Die besluit om te rus kom ook baie keer te laat. Dit kom wanneer ons op krikke begin staan, wanneer ek in 'n rolstoel sit, dis dan wanneer ek wil begin rus. Dis te laat. Rus is 'n persoonlike keuse. Baie mense kan vir jou sê om te stadig en rustiger. Baie kan dit vir jou sê, maar dit bly uiteindelik jou keuse. Dis 'n persoonlike, doelbewuste, daaglikse keuse om te rus. Jy ken mos die uitdrukking rus in vrede? Rest in peace. Waar staan dit? Staan op grafstene. Ek weet nie hoekom dit op grafstene staan nie. Rus in vrede. Rus in vrede is God se padteken. Is God se gereelde padteken op ons lewensreis. Dit is God se padteken langs ons lewensreis wat hy gedurig opsteek en gedurig vir jou wys, rus asseblief in vrede.
Moenie wag tot dit op jou grafsteen staan. Dit is God se wil, dat ons sal rus. Daarom het hy die rusdag gegee. Nie as 'n wet nie, maar sodat jy en ek kan rus om al ewig onsself te wil bewys. Om altyd die beste te wil wees, die grootste te wil wees. Rus is 'n uitdrukking van vertroue. Ek rus eendag 'n week, want ek vertrou dat God vir my sal sorg. Dis 'n uitdrukking van vertroue. Ek gun myself die rus, want ek glo God sal sorg. Dit wat Dawid hier geskryf het. Ons het begin deur te noem dat Sela dalk 'n stad was. 'n Stad in Benjamin, naby Jerusalem. En ek wil volgens vir jou vra of jy stilhou plekke het. Gereelde, daaglikse stilhou plekke. Ek vra dit myself. Vra nie of jy 'n jaarliks vakansie hou nie. Vra of jy daagliks rus. Ons het ook gehoor dat Sela die naam van 'n mens is. Juda se derde seun. Hoe sal daai naam pas by jou? En by my? Hoe sal dit by ons pas? Pas Sela by my? Of pas afkophoender beter? Wat die een? Sela of afkophoender? Wat die ene? Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie van 'n houtkapper. 'n Baie sterk en 'n gespierde houtkapper. Hierdie man het werk gekry by 'n houthandelaar. En omdat werk baie skaars was, wou hy homself bewys het. Hy wou vir hierdie houthandelaar gewys het, hy kan. En dit was reg dat hy hom moes aanstel. Hy wou wys, het almekaar wys dat hy goed was. En daarom het hy die eerste dag opgedaag met sy byl en hy het 18 bome afgekap. Wow, baie geluk, sê die houthandelaar vir hom. Dit wil gedoen wees, skitterend man. En hierdie mooi woorde het die houtkapper so aangevuur die volgende oggend toe sy weer daar. Hierdie keer met nog meer krag. Vandag gaan ons nog meer bome doen. En toe kry hy dit net reg om 15 bome te kon afkap. Die houthandelaar het niks gesê nie. Hy was 'n bietjie teleurgesteld in homself en hy het gesê, luister, om hierdie werk te hou sal ek ten minste weer by 18 moet kom. Die volgende dag het hy weer gegaan en sy alles gegee en baie hard gewerk en toe kap hy 10 bome af. En so het dit stelselmatig agteruit gegaan. Elke dag het hy net minder en minder bome kon afkap. Ek word swakker, het hy vir homself gesê. Ek kan dit nie meer volhou nie. Ek is nie so sterk as wat ek gedink het ek is nie. En hy het besluit om vir die houthandelaar verskoning te gaan vra. En toe het die houthandelaar net een vraag vir hom gevra. Net een vraag. Wanneer laas het jy jou byl skerp gemaak? En vriende, dis God se vraag volgend vir jou en vir my. Wanneer laas het jy jou byl skerp gemaak? Ek wil vir ons 'n gebed lees. Dis 'n gebed om aan God te rus. Kom ons bid dit saam. Here, ons wil graag in U rus vind. In U, eerder as in gesondheid of skoonheid, eer of status, mag of waardigheid, kennis of vernuf. Skenk ons die genade om in U te rus,
bo alle aardse rykdom en kunste, roem en lof, vreugde of bevrediging, bo alle wêreldse hoop en beloftes, begeertes en verdienstes. Here, help ons om nie in die eerste plek te jaag na die gawes wat U ons gee nie, maar dat ons U die meeste van alles sal soek. Here God, Skepper van alle sienlike en onsienlike dinge, gee dat ons harte in U alleen ons diepste rus sal vind. Amen.